Hallo, het is weer lekker om julle te kuier. Het is goed om jou weer by die huis te sien. Ek het ongelukkig nou nie so met 'n verkykers dop oor die hele tyd nie, so ek hoop jy doen nog goed. En veral nou in hierdie moeilike tyd by die huis. Ek hoop nie gee vir mamma en pappa nog steeds te veel moeilikheid nie. Maar vriendelik wees met hulle. Ons wil juist vandag 'n bietjie oor vriendelikheid praat. En dis nou nog 'n uitdaging nou, nee. Dit raak al hoe moeiliker by die huis om vriendelik te wees met mekaar. Maar ek sal graag vir jou help daarmee. Ons kyk of ons mekaar reg kry vandag, okay. Maar eers gaan ons 'n bietjie sing. Dis ons 'n bietjie moeilike tye en veral vir pappa en mamma lyk dit vir daarom of hulle so 'n bietjie deur 'n paar storms gaan in hulle lewens, nee. Jy ken nou hierdie liedjie van I am ons grootste God. Hy is die groot ek is en ons wil graag aan hom vashou. En in hierdie tye van storms, in the middle of the storm, I want to hold on to you. In die middel van hierdie storm, wil ons net aan u vashou, Here. Ons loof en prys u daarvoor. So kom ons sing dit gou saam met my. I am holding on to you. There's no space that his love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. Love like this, oh my God, to find that I am overwhelmed. What a joy delight. Love like this sets my heart on fire. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I This is my resurrection song. I hold on to you because you're alive. I'm alive. This is my resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. This is my resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. There's no place that his love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end
We're holding on to you, Lord Jesus, in the middle of the storm of this COVID-19. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I gotta see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear lost your hold on me. I gotta see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Can we all just sing the Jesus a little bit louder? Sing a little louder. 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 Let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little
Vader God, ons loof en prys U vir hierdie oomblik. Dankie dat ons halleluja kan oprig na U toe en kan weet dat U wat in die hemel is, U kom en U kom beklei vir ons in hierdie tye. En dankie dat ons kan weet dat U vir ons ook sal kom wys hoe om vriendelik te wees. Selfs al gaan dit nou moeilik. Dat ons weet dat om vriendelik te wees is nie net 'n glimlag op ons gesig nie, maar dit moet ons harte uitkom, dit moet ons voete losmaak, dit moet ons hande losmaak, om ander mense te help en vriendelik met hulle te wees, sodat hulle sal gemaklik voel in ons omgewing, en dat hulle sal rustig wees as ons by hulle is, en dat hulle veilig sal voel, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie maats. Sê gou vir jouself, kinders met karakter. Kinders met karakter wys liefde aan ander, met vriendelikheid. Nou, jy kan lekker vriendelik wees, en so nou en dan sê jy vir papa, mama, wat ek probeer vriendelik wees, en vir jouself, en dat of vir jou boetie, en sissie, like hulle sê, ek is nie waar hulle sê, vandag nie, hulle sê dit ook nie, maar hulle dink dit, en hulle probeer vriendelik wees. Nou, vriendelikheid gaan regtig daaroor dat ons nie net moet smile en glimlag vir ander mense nie, maar dit is dinge wat uit ons harte uitkom, en baie keer moet ons ook ons voete en ons hande gebruik. Ons moet gaan na mense toe om vriendelik met hulle te wees, en goeie dinge vir hulle te doen, of ons moet ons hande gebruik om hulle te help met die dinge waarmee hulle sukkel. Kom ons kyk gou, wat sê die Bybel oor vriendelikheid in Spreuke 18 vers 24. Jy kan saam met my gou lees. Spreuke 18 praat hiervan, dan kan iemand nader wees as 'n broer in jou, check gou hierso. Maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Nou, vriendelikheid gaan regtig daaroor dat ek gaan goeie goed doen vir ander mense. Doen aan ander wat hulle sal help en hulle gelukkig maak, soos om 'n deur vir iemand oop te maak, of om iets te verduidelik wat hulle nie verstaan nie. Kyk gou na hierdie video. That there are people that care for me. It feels kind of nice, and it just feels like you can make lots of friends. Feels like there's an extra one just there. that feeling inside that like you're close to a warm fire and is really comfortable. And true kindness is when we do something just for the benefit of others. That's what makes the world a better place. I think kindness is important, so then if it's kind of like it passes on, and then if one person being kind to another, and then like the whole entire world would be kind. Be cool, be kind. Okay, so in hierdie video was die kinders vriendelik geweest nie. Jy nou by enige sien ouetjie sê, be cool, be kind. Ek wil gou 'n storie vertel van Eugene. Nou Eugene het na die vakansie, nou jy kan nou dink
dat hierdie wat jy nou by die huis was amper soos 'n vakansie, maar dit was dalk 'n bietjie te lank al gewees, en dit is dalk nou al regtig 'n bietjie lank nie. Maar nou kan ek vir jou dink, as jy nou moet teruggaan by die skool, hoe opgewonde gaan julle wees om mekaar te sien. Julle gaan so opgewonde wees om mekaar weer te sien, en dit gaan so lekker wees op die einde van die dag, ek wil mal word, ek wil weer my maat sien. En jy kom by die skool en almal is vriendelik en jy kan nie wag vir die eerste pouse en julle breek vir die eerste pouse en julle is vinnig, julle is op die speelgronde en alles en julle kuier heeltemal te lekker saam. Maar julle kuier so lekker saam, julle sien daar's 'n nuwe maatjie op die speelgronde nie. En hierdie maatjie voel 'n bietjie alleen. Hy was ook in COVID-19. Hy was ook in 'n grendeltyd gewees. Hy was ook alleen by die huis. Hy het ook moeilikheid by die huis gehad. Dit was ook nog nie vir hom lekker nie. Nou kom hy in hierdie nuwe skool. En hy gaan sit daar een kant in die hoek en hy voel nie so lekker nie. Hy eet maar sy broodjies wat sy mamma en pappa vir hom ingepak het en hy sit daar rond en weet jy wat? Die volgende oomblik. Toe sien die bullymaats. Toe sien hulle omraak. En hulle besluit, genade, hierdie gaan 'n lekker ene wees, hierdie nuwe maatjie, weet jy wat by hierdie skool gaan, kom ons maar sorg hom gou uit, en wys vir hom wie's baas. En hy storm toe hom af, en hy druk hom aan die grond, en dan rol sy kop so in die staf, en die sand, en die gras en alles, en sy broodjie trek aan een kant, en is net vol grond toe. En, dis so weer lekker, en die maats lag lekker vir hom, en hardloop weg. En weet jy wat? Die klok lui, en baie van die onderwysers het gesien, maar ons vinnig by die kantoor uitkom, en vinnig in die klas uitkom, en die hoofseun het ook gesien, maar hy wil gou sy dolfriend het gou tata sê, en hy gaan haar nou eers die tweede pauze sien, en daar was 'n jong mannetjie gewees, so 'n jong seun, en hy was nie die vinnigste in die skool, nog nie die sterkste in die skool nie, sy naam was Eugene, en Eugene check hierdie ding so uit, en hy dacht, nou, wacht nou, ek moet hier gaan help, hierdie arme maat kry baie swaar, en hy storm daar op sy maat af, of op die nuwe maat af, en hy kyk om so en hy sien, ek dink ek moet vir hom glimlag, en hy glimlag vir hom, en hierdie nuwe maat check om sy uit, en hy wonder, wat gaat hierdie oukie net doen, en hy nou weer, as hy van daai het chill, ek as glimlag, wat lelike goed in sy hart dink, en hy, Eugene kom en hy buk so af en hom toe, en hy tel hom so mooi op, en hy sê van, moenie worry nie, wees rustig, moenie bekommerd wees nie, ek is hier om jou te help. En hy stof hom so af, en hy tel sy broodjies op, en hy check die broodjies so van hom en sê, wie, jy kan nie meer hierdie broodjie eet nie, hy is so bemors met die grond en alles, en ek gaan my broodjie vir jou gee. En hy sê nou regtig, hoop jy gaan te honger wees vir die tweede pauze nie, maar dan gaan ek jou wag vir jou, gaan vir jou wag net hierso, dan kom jy na my toe, dan gee ek vir jou my broodjie. Dink jy, Eugene was vriendelik geweest? Natuurlijk. Hy was absoluut vriendelik, want hy het gaan wys vir hierdie nuwe maat, dat hy nie soos die ander kinders is, wat nie daar is om ander mense seer te maak, om ander maat seer te maak nie. Hy het gaan wys dat hy regtig uit sy hart uit omgee vir hierdie nuwe maatjie. En hy het gehardloop, hy het sy voete gebruik, hy het sy arms gebruik, hy het sy hande gebruik om hom op te tel. En weet jy wat gaan hy nog doen? Hy gaan ook sy eie broodjie vir hierdie maat gee. En dit, my maats, is wat ons noem vriendelikheid. Ek wil julle ook 'n storie vertel, 'n Bybelstorie van Zacchaeus in die Bybel. Nou Zacchaeus was 'n tollenaar. Nou 'n tollenaar is iemand wat geld vat by mense waarvan mense nie eintlik baie hou nie. En hierdie tollenaar, want Zacchaeus het eintlik ook baie sonde gedoen, hy het moeilikheid gemaak. Nou tollenaar is ook soos, jy het al gehoor, pappa en mamma sê, ek wil hierdie tolgeld betaal nie, dit is al net 'n tollenaars. Okay, so niemand het baie van die tollenaars gehou nie. En hy het gehoor, Zacchaeus het gehoor, Jesus kom vir 'n kuier. En hy was so kort mannetjie gewees. En hy wag en hy is eintlik opgewonde en hy wil weet van hierdie Jesus wat so wonderlik is en sulke oulike goed doen. En hy wil graag hierdie Jesus sien. Maar daar's toe 'n klomp mense in hierdie dorp. Kan jy dink iemand kom vir jou kuier in jou dorp? Ek sal ook baie opgewonde wees, nee. Nou, hy was net so baie opgewonde gewees. En hy staan so en hy probeer so boor die mense kyk, maar hy is kort. Onthou, hy is lekker kort. Hy kyk so teen almal sy skouers en rug en borskaste vas en hy kan net nie sien waar is Jesus nie. En hy maak toe 'n plan, hy dogter, genade, wag, hier's 'n boom. Ek dink as ek in hierdie boom inklim, dan gaan ek vir Jesus gaan sien. Nou, Zacchaeus is daar op in die boom en hy staan so en hy sien daar ver kom Jesus. En hy is baie opgewonde, hy wil graag hoor, hy wil graag vir Jesus sien. Hy wil hoor wat Jesus vir hom wil sê. En hy sit daar in die boom en hy wag. En Jesus kom toe net so onder by hom. En die volgende oomblik, toe kyk Jesus op. En toe Jesus so opkyk, toe sien hy vir Zacchaeus, maar Jesus het geweet, Zacchaeus is daar. En hy sê vir Zacchaeus,
En Zacchaeus skrik hom op so half dood en val op uit die boom uit. En hy sê, Zacchaeus, kom af. Kom hier na onder toe, nie daar in die boom sit nie, man. Ek wil vandag jou ontmoet. Ek wil jou hand skud, ek wil by jou huis gaan kuier. Ek wil so saam met jou in die huis gaan eet. En die mense rondom sê maar so, hoe kan Jesus dit wil doen? Hierdie is 'n baie slegte man. Hy is 'n sondaar. Hoe kan Jesus nou by hom wil gaan kuier? Maar Jesus het nie was nie bekommerd nie. Hy sê toe vir Zacchaeus, kom. Kom Boeta, kom ek en jy stap op pad. Ek gaan vandag saam met jou huis toe. Jesus stap toe saam met hom na sy huis toe. Hy gaan sit daar in sy huis en hy kry 'n koffie en 'n broodjie en hy eet toe saam met Zacchaeus. En toe dit klaar is, toe sê Jesus vir Zacchaeus, Zacchaeus, weet jy meneer, jy en jou hele gesin is vandag gered. Net omdat Zacchaeus so opgewonde was en saam met Jesus te wou gekuier, om by hom te wees, is sy hele huisgesin gered. Nou maar as ek en jy moet ook so opgewonde wees om vir Jesus te ontmoet. Ek en jy moet ook so opgewonde wees om vriendelik te wees met ander mense. Want Jesus was vriendelik met alles en almal. Hy was vriendelik met almal rondom hom. Maak nie saak of dit slegte mense was nie. As ons dink dit is slegte mense, Jesus dink nie dit is slegte mense nie. Al is mense sondaars, al doen mense, al maak jy moeilikheid by die huis, al beklei jy baie met jou boetie of jou sussie, of al is jy dalk 'n bietjie ongehoorsaam die afgelope ruk. Onthou, Jesus is lief vir jou. Hy wil saam met jou kuier. Wees vriendelik. Wees vriendelik met boetie en sussie, so ver as wat jy kan. Onthou wat daai Bybelverse sê in die begin. Daar is iemand wat nader aan jou kan wees as jou broer of jou sussie. Nou miskien het jy dalk nie 'n broer of 'n sussie by die huis nie. Maar dink vir jouself. Jou pappa of jou mamma of jou boeties of jou sissies of mense wat baie naby jou in die huis bly, hulle is jou baie belangrik. En hulle is baie naby aan jou. En hulle is eintlik baie lief vir jou. Nou as ons vriendelik is met ander mense rondom ons, dan kan daardie mense baie keer baie nader aan ons wees as ons eie boeties of sissies. Hulle is baie nader aan ons en hulle sal ons baie meer kan help. As jy Jeannie daai nuwe maatjie gaan help het nie, sou daai nuwe maatjie nooit maatskool gewag het nie. Hy sou heeltyd, die res van sy lewe sou hy ongelukkig gewees het. Nou maar ek wil jou uitdaag vanoggend om te gaan vriendelik wees, om die wêreld om jou te verander, selfs daar waar jy is. Gaan wees vriendelik en doen aan ander wat hulle help en hulle gelukkig maak. Baie belangrik om dit in jou huis te doen. Onthou, vriendelik te wees is nie net om te glimlag nie. Dit kom uit jou hart uit. Gebruik jou voete en jou hande ook. Gaan verander iemand se lewe deur vriendelik te wees. En onthou, gaan gee vir iemand anders net jou beste, laat hulle veilig voel by jou. Gaan doen dit. Maar as ons maak ons oogies doen, bid ons saam en ons vra vir die Here om ons te help met vriendelikheid. Jy is welkom om saam met my te bid. Vader God, baie dankie dat U vir my vriende kan gee wat nader is as 'n broer. Help my asseblief om vriendelik te wees met ander mense, sodat ek kan help om hulle lewens te verander. Help my asseblief om altyd opreg te wees en nie net te maak asof ek vriendelik is nie. Ek wil graag nie die beste vir ander gee, sodat hulle U liefde kan voel. In die naam van Jesus Christus. Amen. Wat ons sing die laaste liedjie. Lord, I lift you up. I would love to sing your praises. So glad you're in my life.
Jesus, 'n groot lofoffery is amazing. Baie dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier en onthou, gaan wees vriendelik. Gaan wees vriendelik uit jou hart, uit gaan verander ander mense se lewens. Ek kuier vir